Goeiemôre. So ons meeting vandag hier in Amerika met al die generaals, die 800 generaals van reg oor die wêreld, is toe aan die gang en ons het nou terugvoer gekry van ons Secretary of War, Pete Hegseth. Hy het ons gebrief. So ek moet so 'n paar punte aanvat wat hy gebrief het. Eerstens wat ek wil sê is, so het al die conspiracy theoriste se teorieë lak uit mekaar het geval, want voor hierdie meeting was daar ons allerhande conspiracies van hierdie meeting is geroep vir die Amerika gaan nou groot oorlog verklaar teen die res van die wêreld en ek weet nie wat se krap alles nie. En dis die enigste rede hoekom dit by mekaar selfs media uitlegte het aan 'n previous military generaals en goeters gekry as gaste om te sê hoe wat dink hulle en dis unprecedented en alles. Maar presies wat ek gesê het voorheen, wat gaan kom, dis net die eerste een van die all-call. Nou ons doen all-calls gereeld, reg oor die weermag, maar op kleiner vlakke. Die Secretary of War het seker besluit, hy wil all-call hê met al sy generaals, al sy commanders. En dis nie al die generaals van reg oor die wêreld, al die 800 generaals wat ons het nie, is net die wat in bevel van plekke is. So hy het sy all-call en hy het 'n paar dinge gesê vandag en dit het vandag baie duidelik geword dat die golden era van die United States military begin vandag. Met die opdragte wat hy vandag uitgegee het aan al die generaals. En is ek so in my skik, ek is so sê, nou is dit lekker om te dien in die grootste en die sterkste military in die wêreld. So, kom ek gaan gou 'n paar dinge aanvang. Soos hy ook gesê het, Pete Hegseth, baie van die vyande van Amerika het groot geskrik toe hulle sien hierdie meeting word by mekaar geroep, want obviously, as jy vyand is en jy sien die Amerikaanse weermag roep al sy generale in vir 'n meeting, dan sal jy ook wonder, hey, wat gaan aan? Gaan ons pak kry of nie? So, wat sê Hegseth? Hy sê, the only mission van die Department of War is om te prepare for war. Hoekom? Om reg te wees enige tyd wanneer ons nodig is. Dit is nie om ons wil oorlog maak nie, maar ons moet reg wees as ons moet oorlog maak. Hy sê ons sal gereed wees om enige oorlog te wen wat ons in gefors word en enige oorlog te wen wat ons kies om te begin. Dan sê obviously maak hy duidelik ons is die most powerful military in the world en dis feite. Okay, behalwe nou as jy nou na McGregor en Scott Ritter en Jeffrey Sachs luister, volgens hulle is ons nie die sterkste in die army in die wêreld nie, maar dis nou maar net hulle flippend verdraaide opinies. En mense glo hulle nogal. Ek gaan nie eens verder oor hulle praat nie. Hy sê ook vir al die generaals en al die leiers, onthou het hy net met die generaals was daar in die vertrek, maar het hy net met hy praat met die hele United States military se leader corps, so ek is een van hulle. Obviously gaan ons, meeste van ons het dit lewendig gesien, maar obviously al die bevelvoerders reg oor die weermag gaan dit moet kyk ook en ons gaan meetings en briefings kry daaroor definitief. Maar hy sê, hy soek goeie leaders, nie perfect leaders nie. Goeie leaders, en dis waar gaan hy begin het. Woke political promotions, stop vandag. Immediately. Nice thing. Die beste ou sal die posisie in bevorder word. Merit-based. Nie omdat jy 'n vrou of 'n kind of 'n wat, nie 'n kind nie, 'n vrou of 'n ander politieke party of 'n ander ras of iets is nie, merit-based. So, verder sê, daar's 'n golden rule test. Hy sê sy seun is 15 jaar oud en hy wil graag die military join wanneer hy nou 17, 18 is. Hy sal nie toelaat dat sy seun 'n eenheid join waar die dissipline swak is, die leadership swak is, daar's woke leadership en die standaarde swak is nie. Hoekom moet hy? Want dan moet sy seun saam met daai swak mense gaan oorlog maak en dit kan sy dood veroorsaak. So, hy sê die golden rule vir al ons leiers, as jy nie jou eie kind in 'n eenheid wil sit, in jou eenheid wil sit weens daai probleme nie, dan moet jy maar gaan. Dis die golden rule. So jy moet jou eenheid op so vlak hê, dat jy jou eie kind in 'n eenheid sal sit. En jy weet, hulle almal in die eenheid sal sy back het. Verder sê hy, females, onmiddellik van vandag af, dieselfde standaard as die males, daar's nie meer is
standaard vir females en 'n standaard vir males nie. Dit het nou al 'n paar jaar gekom wat seker standaard verlaag is vir die females. So met fitness test, combat readiness en alles is die female nie dieselfde hoogstandaard van die male kan handhaaf nie, kan sy nie daai job doen nie. Dan moet sy 'n ander job kies. In die military waar sy wil wat sy daai standaarde vir daai spesifieke job kan handhaaf. Daar was ook in die weet mos reg oor die wêreld se weer. Daar was ook hier by ons weermag standaarde op so 'n level dat daar meer mense van ander bevolkingsgroepe ook kan kwalifiseer vir die spot. Jy weet die DEI, daai tipe van ding, daai stop ook vandag. So, elke standaard sal die hoogste standaard wees. Male standaard ou nie. Almal wat op baie standaard inval, kan hy job kry. Combat field test vir almal op dieselfde vlak. So, almal wat combat eenhede is, sal die hoogste vlak van combat test. En hy sê ons val terug na die 1990 levels toe. En voor dit, almal die combat readiness test, almal met daai combat readiness kan doen om op daai eenheid te wees. Maak nie saak of jy wit, swart, pink, pers of man of vrou is nie. Fiksheidstoetse van nou af is gender neutral gebaseer op die man se standaard. En dit moet bo 70% wees. En elke liewe soldaat op sy active duty dag, die dag wat jy diens doen, moet elke soldaat een keer daai dag PT doen. Dit is standaard van troep tot generaal. Selfs die Joint Chiefs wat daar bo in die Pentagon sit, die generale is verpligtend vir elke liewe soldaat op sy werksdag moet hy PT doen. Almal, stryd so. Elke soldaat van troep tot generaal moet 2 fiksheidstoetse slaag elke jaar op die standaard van 70% op die man se standaard. Jy sê ek like al hierdie goeters. Dan as hy sê geen meer baarde, daar's nie meer skeerpas in die weermag nie. Behalwe as jy in Special Forces is. As jy wil skeerpas hê, gaan join die Special Forces. Kyk of jy 'n standaard kan maak en join hulle. As jy nie kan nie en jy wil nog steeds skeerpas hê, kry vir jou 'n ander job buitekant die United States Military. So, standaard, skeer, hare netjies, skeer, elke dag. Almal, daar's nie meer 'n ding soos 'n skeerpas nie. En almal moet in die weight and balance en daai tipe en in die gewig en in die goeders doen. Geen meer toets as jy nie meer die fiksheid maak nie en as jy nie meer die weight regulations maak nie en die measurements, is jy uit. So, hy sê ook vir die generaals en vir die leiers, determining high standards is not a toxic environment. As jy het nou die geleentheid om hoë standaarde af te dwing. Basiese opleiding sal wees soos basiese opleiding. Jy mag skree op die troep, jy mag aan hom raak as jy hom moet raak, jy mag elke likwid ding doen, hulle moet sommer weet as hulle aankom as hulle is moeilikheid, dis basic training, dis nie van float deur nie. Ek was nog gelukkig toe hulle my gedoen het in 2009 het ons goeie standaard gehad. Het het nog steeds goed gegaan, maar jy kon sien daar was klein bietjie ligte al op sekere vlakke gewees. Dis gone. So, alle standaarde sal review word en verander word na die oorspronklike standaarde. Maak nie saak of jy wit, swart, man, vrou is nie op die oorspronklike mans standaarde van enige combat readiness. En hy sê reguit vir die generaal en leadership, want war, don't care of jy 'n man of 'n vrou is nie. Jou enemy het nie saak of jy 'n man of 'n vrou is nie. Jy moet reg wees vir hulle. So, hy gaan nou 'n culture stig waar die enforcement van standaarde moontlik is. So nou meer, daar's nie meer van walking on eggshells nie en ouens wat probeer hulle careers beskerm deur dinge sag, weet oor te sien of so nie. Hy sê ook ons is menslik. 'n Mistake as jy 'n mistake gemaak het in jou jonger karier byvoorbeeld, wat vergeefbaar kan wees, goed wat jy kan herstel, goed wat jy op kan leer en presies gaan dit nie op jou file bly en jou prevent vorentoe om bevordering te kry nie, wat ook baie nice is. Promotion gaan colorblind en gender neutral wees, net op merit based. So almal wat gepromoot gaan word. Hy sê our unity is our strength en nie our diversity wat die vorige government gesê het. Hy sê our diversity is our strength. Hy sê no ways, our unity is our strength.
Hy sê vir die generale, al die leiers vir daar sit en luister en die wat online luister, is dit wat ek vir julle vandag sê, jou hart maak sak en so, little sak, doen die beste ding en resign, want ons gaan nie reg mekaar uitkom nie, so, doen die honorable ding en resign, ons sal vir jou sê, dankie vir jou service, maar as dit jou hart oplig, dan sit jy in die regte spot. Social media, hy gaan nie meer toelaat, dat mense social media gebruik, dis nou soldate en alles, social media gebruik om die regering, of die weermag of hulle leadership te probeer afkraak nie. So jy soldaat wat jouself skuldig maak om jou leader groep of die weermag te probeer afkraak met social media, jy gaan vir jou kry. Ek bly en baie happy oor daai ene. Hy sê ons gaan train en maintain. Minder tyd in die klaskamer met PowerPoint en meer tyd op die combat field. Ek like daai en ook baie. Elke soldaat is 'n infantryman. Met ander woorde, maak nie saak wat jou job is nie, wat jou MOS is nie. Almal moet capable wees om 'n geweer te vat en te fight. Want jy sit dalk in die back echelon of whatever, dis waar jy geattack gaan word. Jy moet gereed wees om te kan fight. So, almal in die hele weermag, maak nie saak of jy klerk is, 'n personeelklerk, 'n kok of 'n ding, jy gaan nog steeds basic standaard combat training moet handhaaf. Hy sê, ons maak reg. We're going to fight with overwhelming and punishing violence on the enemy. Op ons terme, nie hulle terme nie. Hy sny ook onmiddellik alle politieke correctness van engaging in the enemy. Daai stop onmiddellik. Hy sê, daai rules of engagement wat ons in die laaste 20-30 jaar moes hanteer, waar ons moes fight met die een hand agter die rug, stop sommer vandag. En today is die Liberation Day vir die military, sê hy. Dis wat ons gaan, dis ons Liberation Day. Die Golden Eras begin vandag. So ons is ge-empower om die weermag te vat tot waar hy moet wees. En ons het sy backing en die president se backing om seker te maak standaarde word op die hoogste vlak gehandhaaf. Ons is nie fair weather warriors nie. Ons is soldate wat fight op enige vlak, enige plek, enige terrein en enige weer. En soos hy altyd sê, is 'n goeie ou gesegde, we don't fight because we hate what's in front of us. We fight for those who standing behind us, because we love that's behind us. Dis wat ons sê. Trump het opgekom ook in 'n paar dinge gesê. Hy is nog besig met die laaste stuk van sy toespraak, maar hy het gepraat van die hierdie jaar se budget 2026 wat môre begin, gaan meer as $1 triljoen wees vir die weermag. Dis baie geld. Dit beteken, dan moet jy weet hoeveel nuwe uitrusting, toerusting en al die gaan ons kry. Hy wys ook dat die ontstaan op die recruiting staan nou al op 106%. So vandat hy in charge gekom het in Januarie, het die recruiting numbers lekker opgeskiet. Daar was altyd sulke groot, ek het gehoor mense sê, ja, die US Army, die US Military, hulle kan nie mense recruit, hulle is swak. Ja, mooi hoor. Het staan op 106%. Development van die F-47, ons 6th generation fighter, gaan voort. En dan ook sê hy, van vandag af, die nuwe, van môre af, gaan al die soldate 3.8% pay raise kry oor die bank. En dan cost of living agterna. So, dis 'n goeie ding vir almal. So, dis basies wat ons meeting oor gegaan het vandag, die meeting van al die generale. En al die mense wat met julle konspirasietheories uitgekom het, sorry, ek het gedink, en ek het jou gesê, dit gaan net konspirasies bly, maar hier is 'n nuwe era vir die United States Military en 'n goeie een vir ons. Baie dankie.